Goeiedag almal, baie dankie dat julle ingeskakel is. Hierdie is die Bybelskolingsgeleentheid vir Julie maand 2025. Ons gaan in die volgende paar dele kyk na Bybelvertaling en vandag deel 1 van hierdie groot tema bespreek. Die tema is op versoek van verskeie mense, aangesien ek reeds by die Bybelskolingsgeleenthede op Sondae-aande hierdie tema aangebied het, is daar wel heel wat versoeke gewees dat ek dit moet herhaal in 'n opname. So die volgende paar dele gaan ek dan hierdie versoek dan aan gehoor gee en ons gaan in die Bybelvertaling vanaand gesels oor die doel en geskiedenis van Bybelvertaling. Dit is 'n baie interessante tema, die volgende paar temas sluit ook aan by die groot taak wat ons het om ook spesifiek dan Bybelvertaling met die oog op die Synode 2026 te oorweeg en ook in 2026 dan sinvolle besluite kan neem oor die 2020 vertaling se plek en of hy enigsins 'n plek het. So ons gaan vanaand gesels oor die doel en die geskiedenis van Bybelvertaling en ons gaan eerstens begin deur te gesels oor waarom Bybelvertaling enigsins belangrik is. As 'n mens begin deur hierdie moeilike en groot vraag te vra, dan kan ons sê die kern van die Christelike geloof is dat God hom in sy woord aan sy kerk, aan sy kinders openbaar. Hy roep die mense op om in gehoorsaamheid na hom te luister en dan word dit in die woord vir ons opgeteken. Dit is God se wil. En taal is die draer van betekenis. En daarom is dit nodig dat die woord van God verstaanbaar moet wees vir mense wat in verskillende kontekste en in verskillende tye leef. Ons weet dat die Bybel oorspronklik geskryf is in 3 antieke tale, naamlik Hebreëus, dis die grootste deel van die Ou Testament, Aramees, dele van Daniël en Esra is in Aramees geskryf, en dan die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Nou, dit sou wonderlik gewees het as almal van ons die Bybel in daardie oorspronklike antieke tale kon lees, dan was Bybelvertaling glad nie nodig gewees nie, en dan was die debat oor Bybelvertaling heeltemal onvanpas gewees. Maar, almal kan nie daardie tale lees nie, en selfs die wat dit kan lees, lees dit nie as 'n moedertaal nie, en daarom is daar altyd interpretasie en vertaling van hierdie tekste nodig. En solank as wat die kerk hier op aarde is en daar verskillende tale is, solank sal Bybelvertaling nodig wees. Nou, omdat nie almal daardie tale verstaan nie, het die kerk van vroeg af besef dat vertaling vir die kerk nooit 'n luukse is nie, maar 'n noodsaaklikheid. Die kerk sê, die Bybel moet verstaanbaar wees vir die mense wat die Bybel lees. En daarom, as ons Bybelvertaling doen, dan is ons gehoorsaam aan God se opdrag, dat ons sy woord moet hoor en moet doen, want hy openbaar homself in sy woord aan ons. Nou, Jesus se groot opdrag kan ons ook sy missionêre taak noem, of sy sending taak noem. En vertaling sluit ook aan by die missionêre taak, of die sending taak van die kerk. Jesus het in Matteus 28 vers 19 en 20 vir ons gesê dat ons moet uitgaan en die evangelie aan al die nasies bring, sodat hulle kan hoor wie Jesus Christus is, dat hulle sy koninkryk kan ken en dat hulle tot bekering kan kom. En dit behels dat nasies dus die evangelie van Christus moet kan hoor. Die volk van die Here of die kerk moet sy woord in hulle eie taal kan hoor. Anders is die evangelie iets vreemds. Dit kan maklik gebeur dat die Bybel vir ons 'n kulturele voorwerp word. Ons is lief vir die Bybel en ons is dankbaar dat ons 'n Bybel in ons eie taal het, maar nou word dit vir ons maklik 'n kulturele voorwerp. Dan kan dit maklik gebeur dat die Bybel iets soos 'n artefak word. Ons beskerm hom en ons bewaar hom en ons bære hom, maar dan as ons nie bekommerd is daaroor dat die Bybel ook in die taal van ander nasies gehoor moet word nie, dan is ons besig om die lewende water van die Bybel in 'n kas toe te sluit of iewers in 'n rak te bære.
Nee, die Bybel is 'n lewende woord en daarom moet mense die Bybel hoor, ook in hulle eie taal. En daarom word hierdie roeping soms ook misverstaan of geïgnoreer deur sommige mense. Daar is kringe, en ook in ons eie land is daar mense wat Bybelvertaling net sien as 'n hulpmiddel vir persoonlike stilte tyd, of sê Bybel is nodig vir 'n predikant se voorbereiding. Die dominee kan mos die Bybel uitlê en daarom is dit nie nodig dat die Bybel in 'n maklike taal geskryf word nie. Ons het mos 'n dominee wat dit kan uitlê. En dit is inderwaarheid ook so. As 'n gereformeerde kerk staan ons mos op die standpunt dat die skrif uitgelê moet word en dat dit die sentrale, belangrikste plek in ons geloofslewe moet inneem. Maar die Bybel is natuurlik ook daar vir persoonlike stilte tyd. En dit is waardevol dat ons verskillende vertalings van die Bybel het en dat ons vir een vertaling lief is. Maar is baie eng as ons dink dat omdat ons 'n spesifieke Bybelvertaling het, daar nooit weer 'n Bybelvertaling gemaak mag of kan word nie. Want die vertaalde woord is nie bloot bedoel om die kerk, die bestaande kerk te versterk nie, maar is ook bedoel om die evangelie uit te brei. So die Bybel moet ook gebruik kan word in ons sendingtaak, om mense wat nog nie van die Here gehoor het nie, ook in te bring in sy koninkryk, sodat hulle kan hoor wie Jesus is en in hom kan glo. En daarom kan ons sê, as ons praat van Bybelvertaling as 'n sendingtaak, dat daar basies 3 dimensies in hierdie missionêre of sendingtaak van die kerk is. Met ander woorde, hoe kan ons die Bybel gebruik of 'n Bybelvertaling gebruik om sendingwerk te doen? Nou in die eerste plek word die Bybel gebruik om te onderrig. Elke Sondag as ons luister na die woord van die Here, elke Sondag as daar gepreek word en ons in die kerk bymekaar kom, dan word daar onderrig. En hoewel ons gelowiges is, wat reeds die woord van die Here hoor en ken en glo, is daar ook 'n taak dat die wat nog nie die woord van die Here ken en hoor en glo nie, ook ingebring moet word. So, in die eerste plek word Bybelvertaling gebruik om gelowiges te onderrig, maar ook kinders en ook nuwe gelowiges wat moet leer wie Christus is en wat hy gedoen het. En daarom kan ons sê die tweede dimensie van Bybelvertaling is nou suiwer ook op die gebied van die sending. Wanneer iemand met iemand wil praat oor Jesus Christus en sy koninkryk, dan gaan jy tog nie uit jou lewenservaring of jou drome en visioene praat, so sommige die gewoonte het nie. Nee, as gereformeerdes praat ons uit die Bybel uit die skrif uit. Wat sê God se woord? Sodat iemand deur die Heilige Gees en deur die woord van die Here tot inkeer kan kom. En daarom is Bybelvertaling belangrik. Dis die eerste stap in ons evangelisasiewerk. Maar die derde dimensie is ook vir gemeenskapsontwikkeling. Die Bybel en die taal van die mense vorm 'n morele en 'n geestelike fondament waarop gemeenskappe en kulture gebou word. As die woord verstaanbaar is en mense dit hoor, dan bring dit genesing, dan bring dit troos. Dan gee dit vir mense rigting op hulle lewenspad. Dan weet hulle wat is dit wat God van hulle wil hê en hoe moet hulle leef. En daarom moet ons die Bybel nie net verstaan as 'n boek wat ons help om geestelik verdiep te raak nie, maar dis ook 'n boek wat help om ander mense nader aan die Here te bring. Dit is baie mooi as ons lief is vir 'n spesifieke vertaling en ons kan daardie vertaling as geldig ag, maar ons moet pas op dat ons nie daardeur mense wat moeilik lees en moeilik verstaan vervreem van die woord van die Here nie. William Cameron Townsend was die stigter gewees van die Wycliffe Bible Translators Vereniging en hy het iets baie belangriks gesê. Hy het gesê die grootste sendeling is die Bybel in die moedertaal. Daar's baie sendelinge en baie groot
manne en vroue in die geskiedenis wat die woord van die Here op besondere maniere na mense gebring het, wat nog nie gehoor het nie, of wat afgedwaal het. Maar William Cameron Townsend sê die grootste sendeling is die Bybel in die moedertaal. Dit het nooit verlof nodig nie, en dit word nooit as 'n vreemdeling beskou nie. As iemand die Bybel in hulle eie taal lees, dan het dit groter waarde as 'n persoon wat as 'n sendeling na iemand toe gaan. En daarom is die Bybel die grootste sendingwerk wat 'n kerk kan doen. Om die Bybel in 'n ander taal te vertaal is sendingwerk. Nou, kom ons gee net so 'n treukie terug. En ons kyk nou so 'n bietjie na die geskiedenis van Bybelvertalings deur die eeue. En ek gaan hier beslis nie in diepte ingaan nie, dis nie 'n teologiese debat wat ek wil voer nie, en ek is ook nie hier met 'n teologiese klas besig nie. Ek wil graag vir u help om net so oorsig te kry van verskillende vertalings deur die eeue heen, sodat ek en u 'n greepie kan kry van hoekom dit belangrik is dat die Bybel vertaal word, en dat al is ons baie keer baie emosioneel wanneer ons oor Bybelvertaling praat, hoekom dit eintlik nie nodig is dat ons so emosioneel hoef te wees nie, want Bybelvertaling is so uniek en so eie aan die kerk, dat dit deur al die eeue heen voorgekom het, en nie net in ons tyd nie. Nou, ons begin deur te verwys na 'n paar vroeë vertalings in die Ou Testamentiese tyd. Toe die Jode in die Babyloniese ballingskap was, hier rondom die 6de eeu voor Christus, het die meeste van hulle, toe hulle weggevoer is in ballingskap, Hebreeus as moedertaal gepraat. Maar daar in Babylonië, onder invloed van die Babyloniërs en later onder invloed van die Persiese Ryk, wat Aramees as spreektaal gehad het, het baie van die Jode mettertyd Aramees begin praat. Hulle kinders het in die vreemde land Aramees groot geword, so toe die volk terugkeer uit die ballingskap uit, was daar baie Jode gewees wat nie meer Hebreeus magtig was nie en Aramees gepraat het. Toe Nehemia en Esra die volk terugbring uit die ballingskap uit, lees ons voortdurend daar in Nehemia dat die volk geleer moes word, en dan lees Esra voor en dan vertaal hulle dit wat hulle gelees het. Gaan kyk veral na Nehemia 8 vers 8, waar Esra die wet van Moses vir die volk voorlees en dit dan verduidelik sodat elkeen kon verstaan wat gelees is. Met ander woorde, die Hebreëse teks wat daarvoor gelees is, het almal nie verstaan nie, en daarom het Esra en Nehemia dit vir hulle uitgelê in Aramees. En hierdie praktyk dat die Bybel gelees is en dan mondeling vertaal is, nou in daardie stadium in Aramees, het later ontwikkel dat daar 'n vaste geskrewe vorm van die Ou Testament bekend as 'n Targum of verskillende Targums wat in daardie tyd bekend was, die lig gesien het. En hierdie Targums was nooit letterlike vertalings van die Ou Testament gewees nie, maar eerder verduidelikings gewees. Dit was soos kommentaar op die teks, en dit het 'n baie groot invloed gehad op die verstaan van die Bybel in die sinagoges in die Ou Testamentiese tyd na die ballingskap. Teen die 3de eeu voor Christus is 'n groot Joodse gemeenskap in Egipte gevestig. Die Jode is destyds oor die destydse wêreld heen versprei, ons noem dit die diaspora, en in hierdie diaspora wat die Jode oor die destydse wêreld heen versprei het, het baie Jode hulle in Egipte gaan vestig, omdat baie keer, wanneer daar konflik in die wêreld was, Egipte gewoonlik die plek was waarheen mense kon vlug, omdat daar dikwels meer vrede in Egipte was. En teen die 3de eeu voor Christus het ons 'n groot Joodse gemeenskap in Egipte, spesifiek in Alexandrië gevind. En hierdie Jode kon glad nie meer Grieks, ook glad nie meer Hebreeus of Aramees praat nie, maar hulle was Grieks sprekend gewees. Hulle kon ook nie meer die Bybel in Hebreeus lees nie. En daarom is daar besluit om die Bybel te vertaal in die taal van die mense, Grieks. Dit is nou hier die Ou Testament wat vertaal word. En hierdie Griekse vertaling het bekend geword as die Septuagint. En dis rondom die tydperk tussen, ons is nie presies seker wat die datum was nie, maar tussen 250 en 100 voor Christus is hierdie vertaling voltooi. En dit is vernoem na die tradisie, die woordjie Septua, beteken 70, en dis vernoem na hierdie tradisie dat daar 70 geleerdes was, wat
70 dae lank vertaal het aan die Ou Testament en toe hierdie Griekse Ou Testament die lig laat sien het, die Septuagint. En hierdie Septuagint, hierdie Griekse vertaling van die Ou Testament, het 'n geweldige groot invloed gehad in die vroeë kerk. Baie van die aanhalings wat ons uit die Ou Testament het in die Nuwe Testament, kom nie uit die Hebreëse teks nie, maar uit die Griekse teks uit. Baie van die aanhalings van Jesus in sy bergprediking en op ander plekke, kom uit die Septuagint, uit die Griekse vertaling van die Hebreëse Masoretiese teks of die Ou Testament, en nie uit die Hebreëse teks nie, wat vir ons wys, selfs Jesus het vertaling gebruik in sy preke, en nie die oorspronklike Hebreëse teks nie. Nou die Septuagint het sekere boeke bevat, waarmee die kerk nie saamgestem het nie, soos die sogenaamde apokriewe boeke, Tobit, Judith, 1 en 2 Makabeërs en ander, en daarom is daar in die reformatoriese kringe, in die gereformeerde kringe, veral na die tydperk van die reformatie, en nadat die reformatie nou spesifiek die van die Rooms-Katholieke kerk af amptelik weggebreek het, is daar besluit om nie hierdie deuterokanonieke of hierdie apokriewe boeke in die Bybel in te sluit nie, en het ons vandag 'n Bybel wat bietjie anders lyk as die vroeg-Christelike kerk se Bybel, maar die hoofsaak is dat die kanonieke boeke, die 66 boeke wat ons glo Bybelboeke is, wel van vroeg af deel van die Bybel van al die gelowiges in die vroeg-Christelike kerk was. Maar die Septuagint wys wel vir ons hoe belangrik kultuur en verstaanbaarheid was wanneer mense die Bybel gelees het. En kort hierna ontwikkel daar nou nog 'n Bybelvertaling, naamlik die Peshitta. Dit was 'n Syriese vertaling van die Bybel gewees, wat hier rondom die 2de eeu na Christus die lig gesien het of ontstaan het. Nou die woordjie Peshitta beteken letterlik die eenvoudige weergawe, of eenvoudig vertaal. En dit was in Syries, wat 'n vorm van Aramees was, maar wat die taal was wat die meeste Christene in die oostelike deel van die Romeinse Ryk gepraat het. Die gebiede van Sirië en Mesopotamië en selfs so ver as Indië het mense Syries gepraat. Nou ja, daar was dus baie mense gewees wat ook nie die Griekse vertaling verstaan het nie, en daarom is daar 'n oosterse vertaling vir oosterse Christene gemaak, naamlik die Peshitta. En die Peshitta het die standaard Bybel geword vir baie Christene en word tot vandag toe nog in die oosters-ortodokse kerke as die amptelike Bybel gebruik. Nou dit bevat nie al die Nuwe Testamentiese boeke wat in die vroeë weergawes van die Bybel opgeneem was nie. Byvoorbeeld die boek 2 Petrus kom nie in die Peshitta voor nie, en die boek Openbaring kom ook nie in die Peshitta voor nie, maar die punt is dat Bybelvertaling selfs in hierdie oosterse taal, Syries, alreeds in die 2de eeu na Christus bestaan het. Interessant genoeg het die Peshitta ook baie ou lesings, wat nie in baie van die westerse manuskripte of die manuskripte wat uit Europa uit afkomstig is, voorkom nie. Dan die derde teks of vertaling wat bekend is in die geskiedenis van die kerk is die Vulgaat, en dis seker die meer of die mees bekende een, en dis die Latynse vertaling wat deur Hieronymus in die 4de eeu na Christus vertaal is. Teen die 4de eeu na Christus was Latyn die hooftaal van die kerk in die weste, die kerke in Europa en die kerke in die gebiede van Asië. Die ouer Latynse vertalings van die Bybel, bekend as die Vetus Latina, het die kerk beskou as onakkuraat, en hulle sê dit was nie 'n baie noukeurige vertaling gewees nie, en daarom het Paus Damasus in 382 na Christus vir een van die bekende kerkvaders Hieronymus gevra om 'n nuwe Latynse weergawe van die Bybel te maak, om die vertaling te maak. En Hieronymus het toe na Bethlehem verhuis, en daar het hy uit die Griekse en Hebreëse grondtekste, die manuskripte wat beskikbaar was, vertaling gemaak in Latyn, en hierdie vertaling het bekend geword as die Vulgaat. En die Vulgaat beteken letterlik die algemene vertaling. En dit was die gesaghebende Bybel van die kerk dwars deur die middeleeue tot en met die reformatie, waarna die reformatie
met hierdie Bybelvertaling, die Latynse vertaling weggedoen het en die vertalings in verskillende tale gekom het, maar die Rooms-Katholieke Kerk gebruik hierdie vertaling nog steeds tot vandag toe as amptelike vertaling. En Hieronymus se benadering was baie belangrik geweest. Hy het Hebreëus bemeester en sy vertaling gemaak terwyl hy in gesprek met rabbies was. En hy het aangedring dat die Bybelvertaling uit die oorspronklike tekste gedoen moet word. Dit was iets wat in daardie tyd nie die algemene gebruik was nie. Mense het dikwels 'n vertaling van 'n nuwe taal uit 'n bestaande taal gemaak. Maar Hieronymus het geglo, ons moet teruggaan na die oorspronklike Grieks en Hebreëse teks toe en daaruit vertaal. Dit was iets baie belangrik wat Hieronymus raak gesien het, wat ook in vandag se vertaaltegnieke en teorieë na vore kom. Maar toe, deur die loop van die middeleeue, waar die Vulgaat die amptelike vertaling was, het daar mettertyd ontwikkeling gekom, ook ontwikkeling op die gebied van die tegnologie, en het Gutenberg die drukpers uitgevind. Die Gutenberg drukpers het in 1455 die eerste keer die Vulgaat, daardie Latynse vertaling, gedruk. Nou is dit nie meer met die hand oorgeskryf nie, maar daar was sulke metaalplate gewees, wat met ink gesmeer is, en letters wat op daardie metaalplate uitgepak was, en dan het dit deur 'n masjien gegaan, wat dan die teks gedruk het. En dit was 'n revolusionêre uitvinding van die tyd gewees. Die drukkuns het die wêreld, veral die westerse wêreld, op sy kop gekeer, want nou skielik kon daar op 'n massa manier boeke en veral uitgawes van die Bybel gedruk word, wat vroeër jare met die hand geskryf moes gewees het. En so kry ons dan die eerste gedrukte Bybel ook in 1455, en toe die reformatie kom, was daar 'n nuwe dryfkrag gewees, dat die reformatie volstaan het daarmee dat mense moet die Bybel in hulle eie taal in hulle hand kry, omdat dit baie keer nie gebeur het, dat mense die Bybel beskikbaar gehad het in die tyd toe die Rooms-Katholieke Kerk die oorheersende kerk was nie. En veral Martin Luther het 'n baie belangrike rol hierin gespeel. Martin Luther het dadelik die Bybel in Duits vertaal, kort na die reformatie begin het. Sy Nuwe Testament in Duits het in 1522 verskyn, en die volledige Bybel in Duits was in 1534 al beskikbaar. En dit was revolusionêr gewees. Mense het nie die Bybel in hulle eie taal geken nie, mense was gewoond aan die Bybel in Latyn. En dit het die mense se geloofslewe verander. Skielik kon hulle die Bybel verstaan, skielik kan hulle verstaan wat die Here vir hulle sê en wat hulle moet doen. En so het die Duitse Bybel ook die standaard vir die taal van Duits geword, soos wat dit ook in Afrikaans gebeur het. Die Bybel in Afrikaans het 'n groot rol gespeel, sodat mense Afrikaans as standaard Afrikaans vanuit die Bybel geleer het. En later het Calvin en ander reformatore ook vertalings in Frans gemaak, in Nederlands en ook in ander Europese en ander wêreldtale. So die Nederlandse Statenvertaling in 1637 die lig gesien, die Engelse King James vertaling in 1611, dis alles vrugte van die reformatie en van die uitvinding van die boekdrukkuns. En hierdie vertalings is nou in vennootskap met die kerke gedoen, waar daar in die verlede vertalings deur verskillende mense, individue gedoen is, was dit sedert die begin van die reformatie 'n gebruik gewees, dat die kerk gee opdrag vir 'n vertaling om gemaak te word, en die kerk hou toesig oor die inhoud van daardie vertaling en lewer ook kommentaar, of daardie vertaling goed is of nie goed is nie. En so het dit vanuit die reformatie ook gekom, dat ons uiteindelik hier aan die suidpunt van Afrika as gereformeerdes gevestig is, en Afrikaans as amptelike taal begin ontwikkel het. Ons vier vanjaar 2025 die amptelike 100ste bestaansjaar van Afrikaans as taal, maar eintlik bestaan Afrikaans al sedert die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners 150 jaar gelede. So, waar Afrikaans toe as amptelike taal begin ontwikkel het die behoefte begin ontstaan dat mense nie meer die Bybel in Nederlands wil lees nie, en baie mense kon nie meer die Bybel behoorlik in Nederlands verstaan nie, en daarom wou hulle graag die Bybel in hulle moedertaal Afrikaans hê.
En die eerste weergawe van die Bybel in Afrikaans het in 1907 die lig gesien, toe Dominee S.J. de Tooy 'n vertaling gemaak het van Genesis tot en met die Psalms. Maar hierdie was nie eintlik 'n vertaling gewees nie, dit was amper soos wat ons vroeër gesê het van die Targums daar in Aramees, dit was meer parafrases gewees of kommentaar op die teks gewees, as wat dit letterlike vertaling van die teks was, maar dit het beslis die grondslag gelê, sodat daar mettertyd 'n amptelike vertaling van die Bybel in Afrikaans verskyn het, wat dan in 1933 wel gerealiseer het. In 1933 verskyn die eerste amptelike Afrikaanse vertaling. Hierdie vertaling was hoofsaaklik gebaseer gewees op die Statenvertaling, al was van die Grieks en Hebreëse tekste gebruik gemaak, maar waar die Grieks en Hebreëse tekste soms moeilik was, of afgewyk het van die Statenvertaling, is daar besluit om die Statenvertaling se bewoording te volg, omdat dit is wat die mense geken het, en hierdie het dan die amptelike vertaling aanvanklik in die NG Kerk geword in 1933, die gereformeerde kerke het vir baie jare hierna nog steeds die Nederlandse Statenvertaling gebruik, maar mettertyd het al die gereformeerde kerke en later ook al die Christelike kerke in Suid-Afrika oorgeskakel na die 33 Bybelvertaling. Daarna het die 1953 vertaling die lig gesien, maar dis nie 'n nuwe vertaling nie, dis net 'n redaksionele hersiening van die 33 vertaling, so daarom praat ons van die 1933-53 vertaling, want hy's eintlik dan net 'n hersiening. Die volgende groot verskil het wel gekom in die 1983 Bybelvertaling, wat die dinamies ekwivalente vertaling genoem word. En soos wat die naam sê die naam dat hy ekwivalent is op 'n dinamiese manier. Nou die bedoeling daarvan, van die 83 vertaling was, en hier gee ons nou nie kommentaar, is dit nou goed of sleg nie, ek stel maar bloot net wat is die feit. Die feit is dat die 83 vertaling gee nie die Griekse en Hebreëse grondteks letterlik weer nie, maar interpreteer wat in die Griekse en Hebreëse teks staan, sodat die boodskap behoue bly, maar die vorm, die manier hoe die Grieks en Hebreëus geskrywe was, verskil wanneer ons die 83 vertaling lees. En daar was sedert die ontstaan van die 83 Bybelvertaling wel 'n behoefte gewees by gelowiges en by kerke om 'n letterlike vertaling van die Bybel te kry, wat gegrond is op die Grieks en Hebreëse tekste, maar wat in meer gangbare Afrikaans geskryf is, want daar is woorde in die 1933 Bybelvertaling, soos byvoorbeeld die woordjie erbarming en talle ander woorde, wat ons nie meer algemeen vandag in Afrikaans gebruik nie. En dit het uiteindelik dan aanleiding gegee tot die ontstaan van die 2020 Bybelvertaling. Dit was 'n poging gewees om 'n direkte vertaling, wat beteken dit kom direk uit Grieks en Hebreëus uit, met die eie tydse Afrikaans weer te gee, sodat die Bybel meer toeganklik vir die hedendaagse gehoor is, met 'n eie tydse styl en die bywerk van nuwer navorsing. Nou vandag is net inleidend, dis net 'n gesprek om u aan die gang te sit, om so bietjie aan die dink te sit oor die doel en geskiedenis van Bybelvertaling, maar ons gaan nog in die volgende dele by elkeen van hierdie temas, naamlik die verskille tussen verskillende vertalings stilstaan, en ook spesifiek die ontstaan van die 2020 vertaling, en ons gaan ook 'n bietjie krities na die 2020 vertaling kyk, in die lig van die opdrag van die synode, dat ons dan ook tyd moet spandeer om aan hierdie vertaling sinvol te dink, om 'n besluit daaroor te kan neem. So ons kan net saamvat deur te sê dat die 2020 vertaling se doel was om 'n moderne taal en styl in Afrikaans te gee. En so sien ons, hoewel daar verskillende vertalings deur die eeue heen was, dat elke vertaling probeer om die woord van God na 'n nuwe geslag gelowiges toe te bring. En veral na jong mense en veral na mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie. En enige vertaling moet altyd probeer om 'n balans te kry tussen verstaanbaarheid en getrouheid aan die grondteks. En dis baie moeilik. Dit is waarom Bybelvertaling nie so eenvoudig is soos wat baie mense wat op die internet daarin gespreksforums skryf dit maak nie. Party mense maak asof Bybelvertaling so eenvoudig is, hulle kon dit eintlik beter doen as die mense wat dit gedoen het. Maar
Bybelvertaling moet balanseer tussen verstaanbaarheid, mense moet kan verstaan wat dit is wat die Here vir hulle sê, maar ook so poog om so getrou as moontlik die Grieks en Hebreëse teks weer te gee, sodat dit nie afwyk of te veel afwyk van die Grieks en Hebreëse tekste nie. En daarom kry ons 3 tipes tekste, of ons kan praat van 3 tipes vertalings, wat almal verskil op verskillende vertaalmetodes. Ons kry letterlike vertalings van die Bybel, dit is typies die 33 en 53 en 2020 vertaling. Ons kry dinamies ekwivalente vertalings, ek het net nou daarna verwys, soos byvoorbeeld die 1983 Bybelvertaling, en dan kry ons 'n klomp parafrases. Dit is Bybelvertalings wat nie die Grieks en Hebreëse teks heeltemal volg nie, selfs nie altyd die versindelings en die hoofstukindelings dieselfde volg nie, maar probeer om die boodskap weer te gee. Dis soos die lewende Bybel, of die Bybel vir almal, of die boodskap, dit is alles parafrases van die Bybel, wat nie die Hebreëus en Grieks letterlik weergee nie. Nou, daar's ook variasies van hierdie verskillende tekste, veral in Engels, kry ons 'n spektrum van Bybelse vertalings in Engels, en daar's nooit 'n vertaling wat absoluut net letterlik of absoluut net vry vertaal nie, daar's altyd maar 'n kombinasie hiervan. Nou ek wil afsluit deur te begin gesels in die rigting van waaroor ons volgende deel ook gaan gesels, en dit is hierdie moderne vraagstuk wat op die kerk se tafel is, ten opsigte van watter vertaling is reg. Nou die moderne wêreld het 'n ongekende belangstelling oor Bybelvertaling, en daar's ook 'n veelheid van Bybelvertalings. Party mense is selfs onrustig omdat daar so baie Bybelvertalings is. Maar soos ek reeds gesê het, Bybelvertaling moet nie eintlik vir ons 'n bedreiging wees nie. Dit is eintlik wonderlik dat daar baie Bybelvertalings is, sodat mense die woord van die Here in hulle eie taal en hulle eie idioom kan hoor. En daar is vandag 'n verstommende verskeidenheid van Bybelvertalings in verskillende wêreldtale. Maar in Engels kom daar veral 'n hele klomp voor. En in Afrikaans het ek nou reeds verwys na die 33, die 53, die 83, die 2020, die boodskap, die Bybel vir almal, die lewende vertaling. En so kan ons in Afrikaans ook 'n lys van verskillende vertalings noem. En dit bring baie vrae by mense na vore. Dit bring ook uitdagings waarmee leraars en teoloë en gemeentes worstel. Watter vertaling moet ons gebruik? En op grond waarvan moet ons 'n vertaling beoordeel? En dis ook die doel van hierdie aanlyn gesprek. Dit was op versoek van die Ring van Noord Sentraal gewees, dat ek ook hierdie deel weer herhaal, sodat ons ook ons eie mense in die AP Kerkverband kan oplei, en dat hulle verstaan wat die doel van Bybelvertalings is, en wat die rol van die 2020 vertaling is vorentoe. Nou die verskeidenheid van vertalings, moet ons vra, is dit 'n seën, of is dit verwarring? Een van die mees algemene vrae wat mense vra is, as daar so baie vertalings is, watter een is reg? En hierdie vraag kom baie keer opreg van mense wat eerbied het vir die Bybel, maar onseker is. Hulle is nie presies seker hoe moet hulle 'n Bybel beoordeel nie. Daar is 'n vrees by sommige mense dat die verskillende uitgawes van die Bybel, of die weergawes van die vertalings, die gesag van die Bybel aantas, of selfs die gesag van die Bybel kan afwater. En dit is natuurlik verstaanbaar dat mense 'n vrees het. As 'n nuwe vertaling die lig sien, dan het mense outomaties 'n vrees, want alles wat nuut is, boesem by ons altyd onsekerheid, en onsekerheid vrees in. En daarom is dit verstaanbaar dat mense nie gretig is om te praat oor 'n nuwe vertaling of te dink oor 'n nuwe vertaling nie. Veral in 'n tyd waarin ons leef, waarin daar so baie standpunte is en so baie valse leringe is dit nodig dat ons baie lig loop wanneer ons 'n vertaling beoordeel, want daar is vertalings wat wanbegrip by mense kan kweek. En daarom moet ons lig loop, nugter wees, maar ons moet daarom ook eerlik wees dat Bybelvertaling deur die eeue heen vir die kerk belangrik was, en dat ons nie sommer maar net 'n houding kan inneem asof ons nou klaar gearriveer het. Ons het nou nooit weer nodig om die Bybel in Afrikaans te vertaal nie, want ons het mos nou 'n Bybel. Dan is ons eintlik
ongereformeerd as ons dit doen, want die reformatie het voortdurend die belang van Bybelvertaling beklemtoon. Nou die verskille tussen vertalings, as 'n mens net so bietjie kan terugstaan en kyk na die verskille tussen die vertalings, is dit dikwels stilisties van aard. Met ander woorde, dit gaan oor die manier hoe die teks geskrywe is. Dis gewoonlik nie so dramaties wanneer ons kyk na die verskille nie. Dit lê baie keer op die vlak van styl, of die woordorde, of die idiome wat gebruik word. Baie min gebeur dit dat dit 'n dogmatiese of 'n leerstellige verskil het. Daar is, en ons gaan vorentoe en van die volgende dele ook daarna kyk, maar dit is nie oorwegend dat daar leerstellige verskille in die vertalings na vore kom nie. Dit beteken nie dat die verskille tussen die vertalings nou maar sommer onbelangrik is en 'n mens kan sommer net enige een gebruik nie, maar dit beteken dat hoewel ons vertroue het in Bybelvertaling en hoewel ons graag die regte Bybelvertaling wil gebruik, ons daarom ook nou nie so moet oorreageer ten opsigte van Bybelvertaling dat dit naderhand 'n punt van konflik eerder as 'n geleentheid tot geloofsgroei word. 'n tweede punt wat ons in die moderne vraagstukke wat die kerk met Bybelvertaling te doen het ook moet antwoord is die gevare. Daar is 'n uitdaging dat daar ideologiese gebruik van Bybelvertalings is. Sommige Christene heg amper 'n heilige status aan 'n spesifieke vertaling en meen alle ander vertalings kom van die duiwel af, net een vertaling is die regte een. Of dit nou die King James version is, daar's baie Engelse wat glo net die King James version is die regte een, of watter vertaling ook al. En dit kan lei daartoe dat ons naderhand die Bybel bo die waarheid van die skrif gaan plaas. Ons moet altyd onthou, ons aanbid Christus, ons aanbid nie 'n Bybel nie. En daarom, hoewel die Bybel die manier is hoe ons Christus leer ken, deur die woord en deur die gees, moet die Bybel nie verdeeldheid meebring in die kerk nie. Want dan belemmer dit die openheid wat die kerk het om die evangelie na buite te dra. Dit beteken nie dat ons nou 'n loslid benadering moet hê, waar elke groep en elke beweging en elke individu hulle eie vertaling publiseer en eie ideologiese aanpassings maak en dan moet ons net alles vir soetkoek opeet nie. Daar bestaan ook vandag vertalings waarmee ons onsself nie mag of kan vereenselwig nie. En dis die sogenaamde inklusiewe vertaling, soos daardie vertalings wat nou skielik geskrywe word vanuit 'n feministiese hoek, waar God nou as 'n vrou voorgedoen word, of geslagsneutrale taal gebruik word, of hervertalings waar God se naam doelbewus verander word, of teologie of teologiese begrippe doelbewus afgewater word nie. Nee, daar het die kerk 'n baie belangrike waghondrol om vertalings te evalueer op grond van getrouheid. Is hulle getrou aan die oorspronklike teks, aan die Griekse en Hebreëse teks? Is hulle getrou aan die gevestigde belydenis van die kerk? Is dit wat God vir ons deur die eeue heen vanuit sy woord geleer het, wat hierdie vertaling na vore bring? En ek gaan weer eens verwys in 'n volgende gedeelte na voorbeelde hiervan. En die Afrikaanse kerke staan ook vandag voor verskillende vrae. Hoe hanteer ons verskillende vertalings, soos die 3353, die 83, die 2020 en ander vertalings in Afrikaans? En hoe besluit 'n kerk watter vertaling op die kansel gebruik moet word as 'n amptelike vertaling? Uit watter vertaling onderrig ons kinders as verskillende huise verskillende vertalings gebruik? En daarom moet ons ten slotte ook opmerk dat in plaas daarvan om rigied vas te hou aan net een weergawe of om hierdie debat te vermy, is dit nodig dat ons altyd vertalings met mekaar vergelyk. Dis baie goed as ons in ons stilte tyd en in ons persoonlike Bybelstudie verskillende vertalings met mekaar vergelyk. Dan kan ons sien watter vertalings op verskillende maniere 'n fokus gee op 'n bepaalde teks. Dit help ons ook baie keer om 'n balans te kry tussen 'n moeilike teks en 'n eenvoudige uitleg. Dit help met die verstaanbaarheid en dit het opvoedkundige waarde. So om byvoorbeeld die 3353 vertaling vir jou kind te lees, om daar dan die letterlike grondslag te lê en daaruit 'n ander vertaling te vergelyk sodat dit makliker verstaan kan word, dis 'n baie positiewe manier
om met 'n Bybelvertaling om te gaan. Maar ons is vandag in 'n tyd waar die kerk moet leiding gee oor Bybelvertaling, omdat daar so baie Bybelvertalings is, en omdat, soos reeds genoem, daar Bybelvertalings is wat die Bybel verkeerd vertaal. Die digitale toegang van platforms bied ook vir ons 'n kans om met verskillende Bybelvertalings te doen te kry. Dis nie vandag meer nodig dat jy 'n Bybelvertaling in elke moontlike taal gaan koop en op jou rak moet bære nie, want die digitale platforms soos Bybel.co.za en YouVersion en ander platforms gee vir ons 'n legio van verskillende vertalings wat jy gratis kan gaan aflaai en met mekaar vergelyk. So die digitale era waarin ons is, het wel vir ons 'n baie positiewe geleentheid gebied, en dit is dat ons het nou 'n wêreld waaraan ons blootgestel word van verskillende vertalings. Daar is soveel toepassings, soveel webwerwe, soveel digitale platforms, dat dit vir jou moontlik is om verskillende vertalings gratis en onmiddellik te raadpleeg en met mekaar te vergelyk. En dis 'n wonderlike hulpmiddel. Maar dit het ook 'n gevaar, naamlik dat mense maklik dan oppervlakkig begin werk met die skrif, waar mense eerder, ek gaan nou maar die Engelse woord gebruik, deur die Bybel scroll, as om diep in die Bybel in te delf. Want in ons tyd het mense nie baie geduld vir indringende studie van die Bybel nie. Mense, ons leef in 'n tyd van kitsoplossings, en mense wil dit met die Bybel ook doen. Hulle soek 'n kitsoplossing, 'n vinnige antwoord op 'n Bybelse vraag, en daarom scroll hulle of soek hulle net deur 'n Bybel, in plaas daarvan dat ons tyd maak om die Bybel te bestudeer, soos wat ons gelowige voorouers gedoen het. Dis die gevaar van al die Bybelvertalings wat vandag beskikbaar is, dat ons nie meer diep gaan nie, maar baie wyd gaan. En daarby moet ons ook besef dat daar 'n kommersialisering van Bybelvertalings is, baie nuwe weergawes met verskillende drukforme en verskillende uitgawes is gemik op verkope, eerder as op die uitleg van die Bybel. En daarom moet ons altyd ook die vraag vra, waar kom daar die Bybelvertaling vandaan? Is dit sommer iemand wat dit in sy studeerkamer gedoen het, of het dit 'n amptelike pad deur 'n Bybelgenootskap of 'n kerkgroepering geloop? Want dit gee ook dan autentiekheid en betroubaarheid aan 'n spesifieke vertaling, of selfs bevraagteken die autentiekheid of die betroubaarheid van so 'n vertaling. En die kerk se roeping is dus nie om paniekerig te wees oor Bybelvertaling nie. Ons moet nie bang wees vir nuwe vertalings nie, maar ons moet ook nie nuwe vertalings onkrities lees nie. Ons moet leer om Bybelvertalings te lees met die groote skrif in gedagte. Ons praat in die gereformeerde tradisie van skrif met skrif vergelyk. Ons moet nie net een versie lees en 'n afleiding maak nie. Ons moet die hele konteks van die gedeelte en die hele konteks van die Bybel lees, en dan vra, is dit waar dat hierdie vertaling dit of dat voorveronderstel? Is dit waar dat hierdie vertaling Jesus uit die Ou Testament uit vertaal, omdat hierdie een vers dit doen? Of is daar 'n groter geheel, skrif met skrif vergelyk, waarin 'n bepaalde tendens opgetel kan word? So ons moet leer om Bybelvertalings te lees in sy geheel, en nie net met 'n enkele vers in gedagte, of omdat ek 'n geliefde formulering het nie. Maar vertalings moet ons altyd help om die diepte van God se openbaring te verstaan, om nie net die klank van bekende woorde te herhaal nie, maar sodat ons meer leer oor God en oor sy wil. En daarmee gaan ons dan afsluit. Bybelvertaling is dus nie net 'n linguïstiese taak nie, dis nie 'n taak waarmee mense wat graag met Grieks en Hebreëus werk hulle besig hou nie, dis 'n geestelike roeping. Elke vertaling dra by tot die groot doel, en dit is om die woord van God aan die verskillende nasies te bring, sodat die woord van God ryklik in elke volk en taal en stam en nasie kan woon. Die Bybel moet spreek tot elke volk in hulle eie taal, en daarom is Bybelvertaling onontbeerlik, sodat mense die woord van die Here in hulle eie taal kan hoor. Martin Luther het die bekende woorde gesê, die Bybel is nie vasgevang in Hebreëus of Grieks nie, maar spreek die taal van elke volk
wat God se stem wil hoor. En dit, liewe vriende, is dan vir hierdie eerste gedeelte inleidend 'n grond waarvan ons gaan werk in die volgende besprekings, om te sê, Bybelvertaling is belangrik, maar ons moet ook logies en nugter met Bybelvertaling omgaan. En die volgende dele gaan ons dan in meer detail hierna kyk. Baie dankie dat u vandag ingeskakel het. Mag die Here ook die gebruik van Bybelvertalings in u persoonlike lewe en in u geloofslewe seën. Totsiens.